Klein jakkelsies skraap en die klein jakkelsies maak dat ek in my stoel rond krioel is dit toe 'n broek vol mure voel. Klein jakkelsies skraap en die klein jakkelsies maak dat ek heeldag sit en môre top selfs my vriende raak nou oud at op. Klein jakkelsies skraap en die klein jakkelsies maak dat ek in my stoel rond krioel is dit toe 'n broek vol mure voel. Klein jakkelsies skraap en die klein jakkelsies maak dat ek heeldag sit en môre top selfs my vriende raak nou oud at op. Toe Jules nou so begin praat en hy sê wat's goed, jy weet wat goeds kan daar nou kom, toe dog ek amper hy gaan vir julle sê dat ek kom uit tuine uit. So as jy wonder wat goeds kan uit tuine uitkom, dan kan jy maar kyk na my en Adel, al twee Bon en Bread daarso. Dis lekker om vanoggend by julle te kan kuier. Ek dink een van die grootste goed wat ek in my lewe moes geleer het of ontdek het, is die volgende feit, en dit is die realiteit dat daar sekere goed wat ek en jy net nie weet nie. Jy loop in scenario's en omstandighede in en sekere goed weet jy pleinweg net glad nie. En ek dink vroeg in my en Adel se huwelik, ons is nou al 9 jaar getroud toe David kom. Nou is ons 14 hierdie jaar. Ja, hierdie jaar September maand is ons 14 jaar getroud. So dis baie lank. Ons het jong getroud. Goeie goed kom uit tuine uit. Ek sê ons wele. So vroeg in ons huwelik dink ek was daar 'n klomp sulke oomblikke gewees wat ek net besef het dat weet jy wat daar sekere goed wat jy pleinweg net nie weet nie. So trou ek en Adel en ons gaan op ons eerste geleentheid as 'n getroude paartjie op 'n braai. En ek weet nie hoe werk dit by julle nie, maar dit is natuurlik hoe dit mos gewoonlik werk. Is man staan by die vuur en jy kyk vir die vuur. Hoekom? Want die vuur het jou aangesig nodig om aan die gang te bly. Enige manne wat net saam met my kan stem, dis nodig. Jy moet daar staan. Alraai. So ons man staan om die vuur en kuier en die vrouens sit natuurlik op 'n ander plek en kekkel en kuier en geniet hulle self. En die oomblik toe die vuur reg is, gebeur die volgende ding wat vir my net gevoel het, dit kom net natuurlik. En ek kyk vir Adel en ek sê vir haar, die vuur is reg, jy kan die vleis maar bring. Enige ander mans wat net sê, dit is okay. Alright. So klein jakkelsies, alright. Jy het hom. Alright, so Adel gluur my toe nou daaraan, wat vir 'n jong getroude man natuurlik nie baie opgewonde, jy weet, my laat voel het, jy weet, dit gaan 'n goeie aand wees nie. En so besef ek toe nou, daar's sekere dinge en dis hierdie volgende stelling. In daai oomblik besef ek, you don't know what you don't know. Vreemde stelling. But you don't know what you don't know. As jy nie iets weet nie, dan weet jy dit nie. En as ons dink aan hierdie hele gedagte in hierdie ding, dan besef ons dat dit is wat partykeer met ons gebeur. Verstaan, ek en sy was twee verskillende mense wat uit twee verskillende gesinne uitgekom het. Sy het uit 'n gesin gekom, dit was ma, pa en twee dogters. En hoe dit gebeur het as hulle gebraai het, is dat pappa het basically alles gedoen. Hy het die vleis reg gekry en die vuur aangesteek en pap en sous gemaak en al die tipe van goed. En die drie girls het in die kombuis of waar ook al gesit en kekkel en kuier. En wat baie keer dan gebeur het, is sy sê vir my, nee, dit was nie so nie. Ek onthou hoe dit een keer gebeur het. Is die oomblik toe pa sê, die vleis is klaar gebraai, ons kan maar eet. Toe besef hulle, daar's nie slaai goed nie. Toe gaan koop hulle gou slaai goed. Dit was die taaiste vleis wat ek in my lewe nog geëet het. Want toe moes ons nou vir hulle wag. Ek kom nou weer uit 'n ander huisgesin uit. My huisgesin is dis pa, ma en 3 seuns. En ons 4 manne het vir die vuur gekyk, want die vuur moet brand. Wat verg hy anders? Wat beteken in ons gesinsdinamika, my ma het meeste van die goed gedoen. En as die vuur reg was, het my pa gesê, jy kan die vleis maar bring. So hier stap ons in hierdie eerste braai in, and I don't know what I don't know, en ek besef nie dat ek is onbewustelik gekondisioneer om te dink aan 'n braai en hoe die huwelik nou in 'n braai of die braai in 'n huwelik werk, is die man wag vir die vuur en die vrou maak die pap en sous en sy bring die vleis as pappa sê, die vleis is reg.
So toe ons by die huis kom, kon ons gelukkig daaroor gesels het en dit is nou nie meer 'n issue nie. Nou bring sy net die vleis sonder moeilikheid. En ek dink dit is vir ons die gedagte, nee, is ons trou en dan binne in ons lewe is ons gekondisioneer met sekere drome, sekere verwagtinge en sekere begeertes. En daai goeders word eintlik verwagtinge en een van die grootste jakkalsies in ons huwelike is die feit dat hierdie goed wat verwagtinge word wat jy partykeer nie eers besef nie, hier's die moeilike ding. Hoe kommunikeer jy 'n verwagting as jy nie eers besef jy het 'n verwagting nie? Hoe sê ek vir Adel, dis wat ek wil hê jy moet doen, as ek nie eers agterkom dat dit is in my onderbewussyn, onbewustelik is ek gekondisioneer om op daai manier te dink en dit te begeer. Byvoorbeeld, braaibroodjies. Vriende van my, hulle eerste braai, wat hulle ons nooi, is die twee Annie beklei, nee, ek sweer die huwelik stop amper in daai oomblik, want hy sê, hy moet aan die buitekant gebotter word en sy sê die broodjie moet aan die binnekant gebotter word. En ek dink nou botter hulle hom net binne en buite, want dis vir hulle die oplossing. So is dit in my en jou lewe. We don't know what we don't know. Ons is gekondisioneer en ons almal het hierdie behoeftes, ons almal het hierdie begeertes, ons het hierdie drome en verwagtinge en nou is die probleem dat as ek en jy dit nie mooi hanteer nie, as ons nie besef dat we don't know what we don't know, dan gaan ons nie op 'n plek kom om te sê, wow, iets gebeur nou hier, ek verstaan nie hoekom nie, kom ons figure dit gou vinnig uit nie. En as ons nie dan daai perspektief het nie, dan het hierdie huwelik wat hierdie verskriklike mooi potensiaal het om regtig 'n amazing huwelik te wees wat dalk miskien iets in God se koninkryk kan beteken vir ander mense, omrede ons nie weet wat ons nie weet nie, dra ons dit nie oor nie, hanteer ons dit nie, sorteer ons dit nie uit nie, dit word klein jakkalsies en dan kan die huwelik op die einde van die dag vou. So nou is die vraag, okay, maar wat doen ek dan nou met dit? Moet ek dit nou maar net ignoreer? Wel, nee. Niemand van ons gaan gelukkig wees as ons sekere begeertes en drome en goeders het en al wat ek nou moet doen is ek moet dit net ignore en een kant toe gooi en net want jy weet want sy gaan nie of hy gaan nie of wat ook al. Geen huwelik gaan lekker wees as dit is hoe dit moet wees nie. So dan is die ander vraag, okay, moet ek dalk miskien net so besig raak dat ons dit net verkieslik net vermy? Want dis partykeer die probleem, nê? Nee. Ons loop in die gesprek in, ons probeer aan mekaar te kommunikeer, maar hierdie is my verwagtinge, hierdie is my drome, hierdie is my begeertes en dit word dalk nie goed geontvang nie. En dan is die uitdaging ook, maar wat moet ek dan nou doen of dit lei dalk miskien na 'n bekleierery toe? En nou gaan ons in hierdie proses en wat ek sê, weet jy wat, kom ek vermy dit ewe skielik net. Ek weet nie van julle nie, maar wie van julle ken sulke couples wat jy almal weet daar's iets fout tussen hulle twee behalwe hulle twee wil dit nie erken nie. Die voordeel is, jy mag nou jou hand opsteek en na mense in hierdie gemeente verwys, want ons noem nie name nie. Maar dit is so, nê? Jy sit in die gesprek en jy dink by jouself, kan julle vir 'n slag op julle eie beklei, nie voor ons almal nie, en net daai ding uitsorteer? Of, jy is nou al 10 jaar getroud, hoe sukkel julle nog steeds met dieselfde ding? Ek hou daarvan dat julle giggel daaroor. Net gehoor, ek het nie gesê 14 jaar nie, so ek nou nie na ons verwys nie. Die challenge is, as ons onbewustelike verwagtinge het, hoe kommunikeer ons dit aan mekaar? Hoe dra ons dit oor? Dit moet aangespreek word, ons kan nie dit net vermy nie, want die nadeel vir my met baie van hierdie is die volgende. Hoeveel kinders word vandag groot in huise, waar mamma en pappa nie kan groot word, die goed aanspreek nie, sodat dit 'n gelukkige huwelik kan wees, sodat hulle gelukkige kinders kan grootmaak, sodat daardie kinders kan uitsien om eendag dieselfde te kan hê. Hoeveel kinders in vandag se lewe word groot in daardie tipe huise en hulle wil nie. As ons met hulle kuier en ek meen in my fase kry ek te doen met baie jong koppels wat dan nou wil trou en so aan en veral met koppels wat saam bly en as ons dan vir hulle vra maar hoekom trou julle nie? Wat gaan aan? Dan gewoonlik kommunikeer hulle, weet jy wat, my ouer huis het soos vol gelyk. En daar's hierdie prentjie wat geskets is. Die ander nadeel of die ander dinge, wat doen jy dan nou met hierdie verwagtinge is, moet jy dan nou iemand anders kry?
ongelukkig is dit een van die grootste foute wat meeste mense maak. Hoekom? Want dit lyk vir ons of die gras groener is aan die ander kant. Die probleem is, as dit onbewustelike verwagtinge is wat jy het, beteken dit die gras lyk dalk groener, maar jy dra jou dooie gras saam. Dan lê jy dit bo oor daardie en dan gebeur dit ook nie. So die challenge is, if you don't know what you don't know, hoe spreek jy hierdie goed aan? Iemand anders gaan nie die probleem oplos nie. Ek hoor eendag hierdie volgende stelling, John Simons het hom gemaak, hy sê die volgende, hy sê, vandag kies jy om alles wat jy nog ooit in iemand wou gehad het, in mekaar te vind. So wanneer jy trou, is dit wat jy doen. Jy stap in die huwelik in met die ding van, daar bestaan nie meer hierdie prentjie van, daar's 'n menu en ek gaan nou maar net kyk wat is op die menu nie. Nee, wat jy sê is, die persoon wat voor jou staan, is die menu. En wat jy sê is, jy kies om dit wat jy nog ooit in die huwelik wou gehad het, kies jy om in hierdie persoon te soek, te vind, te kry. Wat beteken die volgende, dat jy weet, en ek weet, ons almal weet, dat die persoon wat voor jou staan, het sekere verwagtinge, het sekere drome, het sekere begeertes, het sekere behoeftes, en wat ons nou sê is, ons sê, dat jy, my man, my vrou, is vir my so belangrik, en so 'n groot prioriteit, dat ek kies om te soek binne in jou en te hoor by jou, dat ons kan ontdek by mekaar, wat is ons behoeftes, wat is ons begeertes, wat is daai diepste drome binne in jou. Hoekom? Want die een wat langs jou staan, is die een saam met wie jy wil oud word. Dis die een saam met wie jy eendag wil klaarmaak, dis die een saam met wie jy die res van jou lewe gaan wees. So hoeveel nog meer belangrik is dit nie om te sê dat ek wil saam met jou op hierdie avontuur van ontdekking wees. Vroeg in my en Adele se lewe gebeur dit ook. Nou, ek en sy is baie verskillend. En daar was 'n oomblik gewees wat Adele eendag met bekleierery sê sy so gefrustreerd om en sê wat het die Here gedink om ons by mekaar te sit? OK. Klink my daarom julle het ook al so gevoel. Maar dit is nogal so, né? Opposites attract. Jy dink jy gaan iemand kry wat soos jy is. Minmal kry jy iemand wat heeltemal teenoorgestelde is. En binne in daardie tyd wat ek en sy stoei en you don't know what you don't know ensovoorts. Sê ek die eendag vir die volgende stelling. Ek sê vir ek wil by jou leer. Maar jy moet bereid wees om my te leer. En toe ek en sy daai ding begin te snap by mekaar, toe kan ons dit begin regkry dat ons huwelik bietjie beter begin gaan. Hoekom? Because you don't know what you don't know. En as ek besef dat sy weet nie wat sy nie weet nie, dan beteken dit my en jou rol in mekaar se lewe is om juis nader te tree en te sê, maar luister, hier is dit of hier is dat. Kom ek help jou my beter verstaan, sodat ons op die ouene van die dag nie met al hierdie klein jakkelsies hoef rond te loop nie. Kom ons leer mekaar beter ken, kom ons verstaan mekaar op 'n klein bietjie van 'n beter manier. Maar die vraag is die oplossing of lê die oplossing binne in my en jou? Of lê die oplossing dalk op 'n ander plek? Ek wil jou vra, as jy jou Bybel het, wil jy nie gou vir my blaai na 1 Petrus 5 toe nie. As jy jou Bybel het, blaai sommer soontoe, jy kan op jou foon dit ook doen, maar bring julle Bybel saam, dis lekker om 'n vaste Bybel, harde papier Bybel in jou hand ook te hê. 1 Petrus 5. Nou wat lekker is van die Bybel is dat dis asof die Here geweet het, ons as mense gaan in die jaar 2026 sukkel met sekere goed. En toe gee hy die wysheid deur die Heilige Gees vir 'n klomp mense om goed te gaan skryf en binne in hierdie Bybel is daar beginsels wat ek en jy kan toepas om ons te help deur spesifieke omstandighede. So 1 Petrus 5, kom Petrus en hy skryf die volgende neer. Hy sê, trouens, almal moet nederig in mekaar se diens staan. Nou, as jy gaan kyk op die Bible app of YouVersion of wat ook al, dan sal jy sien dat hierdie gedeeltetjie, daai almal moet nederig in mekaar se diens staan, die grondteks daar is, hy sê eintlik, in julle verhouding
moet julle met mekaar nederigheid soos 'n kledingstuk aantrek. Die Engels praat van to clothe yourself with humility. Is interessant dat Petrus dit sê, dat hy sê, luister, wees humble, wees nederig. Hoekom? Want Petrus probeer vir die ouens te sê, hey, jy moet verstaan dat jy weet nie alles nie. Jy moet verstaan dat you don't know what you don't know. En as jy jouself nederig maak, as jy jouself dalk laer stel as die ander een, gaan jy dalk miskien besef dat die probleem lê nie noodwendig dalk by die ander een nie. Die probleem lê dalk actually by jou. Jy weet, as jy nou al, kom ons sê, 20 verskillende partners gehad het, of girl, of ou, of hoe ook al, en elke keer sê hulle vir jou, it's not you, it's me, jy is die common denominator. So miskien is dit jy. And if you don't know what you don't know, gaan jy dit nie besef nie. So hy sê, maak jouself nederig, trek dit aan soos 'n kledingstuk. Hoekom? Want God is teen die wat te veel van hulle self dink, maar die wat besef hoe afhanklik hulle van hom is, aan hulle gee hy sy genade. OK? Soveel keer probeer ek en jy hierdie ding uit ons eie uit te stoei. Ons sal die volgende goed sê, nee, maar hy moet net meer, of sy moet net meer, of as hy nie so baie saam sy vriende kuier nie, of as sy net nie probeer om my kredietkaart uit te max elke keer nie, jy weet, of as hy my net so bietjie meer kan koester, sonder verwagtinge, as sy my net bietjie kans kan gee, dat ek ook net mag stil wees. Soveel keer kom ons en ons wil die hele tyd sê dat die probleem lê buite en die probleem is iemand anders en ons is gekondisioneer om ons lewens die goed self te wil uitsorteer. En ja, dit is waar. Ons moet verantwoordelikheid vat vir ons eie lewe. Maar wat Petrus hier kom sê is hy sê, wanneer ons onsself nederig voor die Here stel, kom hy, en as ons besef ons is afhanklik van hom, gaan dit vir ons moontlik wees om dan te verstaan dat ons kan nie hierdie ding uit ons eie uitsorteer of oplos nie. Ons het die Here se hulp nodig. Ons het nodig dat hy moet ingryp. Ons het nodig dat hy vir ons nuwe waarheid moet bring in omstandighede wat ons nou al hoeveel keer mee gestoei het, want sonder hom kan ons dit nie uitsorteer nie. En dan gaan Petrus verder, hy sê, word daarom klein onder die hand van God, die kragtige hand van God. Op sy tyd sal hy julle ook groot maak. Gee al julle bekommernis aan God oor, want hy gee vir julle om. Nou ek besef ek praat nou so 'n bietjie baie uit my en Adel se storie uit, maar ons is nie, vergewe my, julle leer ons sommer so 'n bietjie ken. Maar vroeg in my en Adel se huwelik, ek dink as jy binne in die 2de jaar, gebeur dit toe dat sy kon oorskuif om voltyd saam met my in die bediening te wees. So ons gebruik toe die geleentheid dat sy haar studies kan aanpak en verder studeer en ek is natuurlik by die werk. In daai tyd is ons ook besig om hart te bou aan kerk ensovoorts, so ek's lekker besig. En dan gebeur die volgende. Ek is die hele dag by die werk, sy is die hele dag by die huis. So ek kom by die huis en dan sien ek haar dalk miskien bietjie lê en iets kyk of wat ook al, maar sy het nou gestudeer die dag. Maar ek loop in die huis in met sekere verwagtinge. Die feit dat julle lag voel vir my, julle weet wat die verwagtinge is. Een van die verwagtinge is, daar moet kos wees. OK. Die ander verwagting moet wees, die huis moet skoon wees. Is ek geregtig om dit te mag voel? Ek het geweet al die vrouens gaan toepstal sit en al die manne gaan ook bang wees om iets te sê, wil nou lekker kook kos eet, nee? Ek werk mos nou deur die dag. Sy sit by die huis, sy kan mos nou huis skoonmaak, sy kan mos nou vir ons kos maak, ek meen sy is mos nou daar. Hoe moeilik is dit om tussen studiesessies gou net die pot aan te sit of iets? Suig die vloer of vee die ding of iets. Maak die bed op. Ons lag nou daaroor.
Maar so gebeur dit. Daag by die huis op, sy is daar, nou moet ek inspring. Nou het ek heeldag gewerk, nou moet ek inspring, kos maak en huis aan die kant kry en al daai tipe goed. En my vrou lê miskien in TV kyk. En nou moet ek weer ry. Want hoekom? Want ek het nou die aand weer iets aan, of die tieners, of die worship team, of die dit, of die dat. Ek is die aand ook uit die huis uit. En hier is 'n ding wat ons moes besef het in daardie tyd. Alhoewel ek gevoel het, ek is geregverdig tot hierdie hele ding, besef ek, dat in daai seisoen wou die Here iets in my hart kom aanspreek het. Ja, sy moes en sy kon en sy het die vermoë gehad, maar wat eerder moes gebeur het is, in my eie hart moes die Here gekom het en iets kom aanspreek het. My vooropgestelde idees, my kondisionering, die manier hoe ek gedink het, sonder dat ek besef het, dis hoe ek dink. En as dit nie op daai manier gebeur het nie, as dit nie juis in 'n seisoen was, waar ek gevoel het, ek is entitled tot 'n skoon huis en kos op die tafel die oomblik as ek by die huis kom nie. Glo ek nie dat ons sou so vinnig geleer het en gegroei het in daardie tyd nie, want weet julle wat het ek besef? Daai seisoen het my prentjie van hoe die huwelik moet en kan wees, kom vorm. En die Here het daai seisoen gebruik, juis om dit te doen. Dit was juis in 'n tyd gewees waar ek gevoel het, ek is geregtig, ek is geregverdig, ek verdien, ek is entitled tot dit, wat die Here juis gebruik het om te sê, kom ek leer jou gou-gou. Dan staan ek, dan sê ek, maar Here, sy doen niks, sy werk nie, sy swat skaars, as ek hier instap en kyk sy storie, dis nie regverdig nie. Dan sê hy net vir my, dien jou vrou, Henning. Maar Here, dis nie reg nie. Sort haar uit. Geef haar die gees van kos maak of iets, ek weet nie. Iets, I don't know. Dan sê hy net vir my, julle is 'n span, en wat jy nou kultiveer, gaan bepaal hoe jou huwelik vorentoe gaan lyk. My grootword het my prentjie gekweek vir hoe ek gedink het die huwelik moet wees. En as ek nie gegaan het, soos Petrus hier sê, en my klein gemaak het onder die kragtige hand van God nie, kan ek jou waarborg dat ons huwelik en heel moontlik my bediening dit nie sou maak nie. Die feit dat ek bereid was om te sê, okay Here, doen wat jy moet doen, het die Here juis in daardie seisoen al, in ons 2de jaar van huwelik, 2013, 2014, het die Here iets kom doen om ons voor te berei vir die laaste 2-3 jaar waardeur ons was. Die Here het daar al geweet wat op pad is, en hy het my voorberei. Blaai gou vinnig vir my na Psalm 55 toe. Psalm 55. Vanaf vers 13 tot en met vers 19 gaan ons gou vinnig lees, en hierdie gedeelte wat Petrus aangehaal het hierbo, waar hy gesê dat God is teen die wat te veel van hulle self dink, maar die wat hulle besef hoe afhanklik van hom is, jy weet, hy gee hulle genade, hy het gesê, jy weet, God humbles the proud. Daai gedeelte is actually 'n gedeelte in Psalm 55 wat Dawid aangehaal het. En hoor gou hoe mooi is dit, hy sê, dis nie die vyand wat my spot nie, dit sou ek nog kon verdra het. Dis nie my vyand wat teen my groot praat nie, ek sou vir hom ook kon wegkruip. En dan kom Dawid en sê, maar nou is dit jy, 'n man soos ek, my goeie vriend en my metgesel. So wat Dawid hier kom sê, is hy sê, dis nie iemand van wie ek het verwag het nie. Ek het verwag dit sal my vyand wees. Ek het verwag dit sal iemand wees wat nie aan my kant is nie, wat teen my is, wat met wie ek sal sukkel en met wie ek sal stoei. Dis wat wat Dawid kom skryf in hierdie Psalm. Hy sê ek het juis gedink dit is ouens wat nie aan my kant is nie. Nou is dit nie julle nie, maar dis julle vir wie ek lief is. Dis 'n goeie vriend, dis my metgesel, dis my man, dis my vrou, dis die een wat juis die naaste aan my staan. Vers 15, watter goeie kameraadskap
het ons geniet. Ons het saam gegaan na die huis van God te midde van 'n skare mense. En dan hoor jy hoe negatief is Dawid in vers 16. Hy sê, laat die dood hulle oorval. Ek gaan nou nie vra wie het al so gevoel oor hulle man of hulle vrou nie. Sê, laat die doderyk hulle lewendig verslind, want boosheid heers in hulle huise en harte. Here, sy maak nie kos nie. Sy's boos. Sort haar uit. Dawid sê, dis juist die wat die naaste aan hom is. Dis juist die van wie hy dit nie verwag het nie. Dat hy hierdie struggle mee het. Maar hoe reageer hy? En is in hoe Dawid reageer en in dit wat Petrus ook sê, wat ek en jy leer oor hoe ons hierdie verwagtinge moet aanspreek en hanteer. Hy sê, maar ek roep tot God en die Here sal my verlos. Saans, soggens en smiddag pleit ek en kla ek. So, dis nie eenvoudige gebede nie, dis nie net 'n ding van, ag Here, kom help my net 'n klein. Hy pleit by die Here, hy kla voor die Here, hy's oop en hy's eerlik en hy's vulnerable. En hy hoor my stem en hy sê, hy red my lewe en bring my veilig uit die stryd, wat teen my woed, want baie is vyandig teenoor my. You don't know what you don't know. Dis maklik om vinger te wys na ander en te sê, dit is hy of dis sy. Die groter vraag is meer, is ek en jy bereid om onsself voor die Here nederig te maak en toe te laat dat hy inspraak in ons harte ingee. Dat hy ons harte ondersoek, dat hy kom uitsort in ons harte wat nie reg is nie. Dat hy vir my en jou kom wys, waar ons dalk rondloop met verwagtinge, wat dalk totaal en al nie eens realisties is nie. Onbewustelik. Want algemene gebede kry algemene antwoorde. Maar spesifieke gebede kry spesifieke antwoorde. As ek en jy intentioneel is met die manier hoe ons bid, as ek en jy intentioneel is met die manier hoe ons na die Here toe gaan, en dit wat ons voor die Here neersit, dan kry ons intentionele antwoorde op dit. As ons net in die algeheel praat, as ons net eri-feri bid en net sê, o Here, dit, dan is daar nie noodwendig altyd, dit vat baie langer, maar wanneer ek en jy intentioneel na die Vader toe kan gaan en sê, Here, hier is die goeders, en ons is besig om te pleit vir hom, ons is besig om te kla vir hom, ons is besig om ons harte uit te giet, dan is ons besig om onsself nederig voor hom neer te sit en te sê, Here, ek besef dat ek weet nie alles nie, ek besef, Vader, dat ek kan nie hierdie op my eie doen nie, dat ek het u hulp nodig. Want binne in my hart is daar blind spots wat maak dat ons nie altyd raak sien die klein jakkelsies en die goetjies wat verwoesting bring nie. En is maklik om vinger te wys na iemand anders toe, maar is nie altyd so maklik om na onsself te kyk en te sê, waar het ek dalk die probleem nie? Wat is daai ding in jou lewe, miskien in jou huwelik, wat jy mee stoei? Maar tans kry julle daai ding net nie uitgesorteer nie. Julle probeer dit te bespreek, maar voor julle dit self kry, is julle weer aan mekaar en julle is besig om te beklei. En elke woord wat iemand net sê, trigger jou net en jy reageer. Dalk is my en jou wegspringpunt verkeerd. Dalk is ons harte nie op die regte plek nie. Want dalk, net dalk, lê die probleem nie by die ander persoon nie. Dalk lê die jakkelsie by jou. En wil jy nie vandag kom en die Here juis kom vertrou met dit nie. Juis die Here sê, Here kom, ek klim onder jou kragtige hand in en laat jou toe om my te help. Hoekom? Want hy weet wat voor lê. God sien die pad vooruit. So kan jy in die Here vertrou, kan jy op hom vertrou, kan jy vir hom sê, Here, ek verstaan nie die situasie waardeur ek nou gaan nie, ek weet nie hoekom ek sukkel met wat ek mee sukkel nie, ek verstaan nie wat hierdie challenge is nie.
Natuurlik kan jy. Hoekom? Want hy sien die pad vooruit. Hy verstaan wat voor lê. Jy sien net 'n stukkie van die pad, maar hy weet hoe elke liewe draai lê en presies dit wat ons gesing het van ons wat die Here kan vertrou en worship team, julle kan maar vorentoe kom asseblief. Jy weet presies ons wat die Here kan vertrou en we can trust in God en dit wat Jules ook oor gepraat het. Dis vir ons moontlik om te sê dat ons kan die Here vertrou met ons huwelike sodat hy selfs die klein jakkalsies en die verwagtinge kan kom uitsorteer. En dis hoekom my vraag vir jou is, waar is jy vanoggend? Wat gaan in jou hart aan? Wat beleef jy? Waar is jy dalk op 'n plek wat jy die hele tyd besig is om vinger te wys en te sê, maar dis die ander een. En soos ek geregtig gevoel het om te mag voel soos wat ek voel, het ek juis nodig gehad in daardie seisoen dat die Here daar my moes kom uitdaag. En ons gaan vanoggend bietjie nagmaal gebruik en ek dink wat amazing is van die nagmaal is dat die nagmaal juis weer eens net 'n teken is dat die Here het geweet wat voorheen wat gaan gebeur. Hy het geweet wat nodig is sodat dit wat vorentoe gebeur vir ons lewe kan bring. En ek wil jou uitdaag vanoggend wanneer jy na die nagmaaltafel toe stap en jy nagmaal gebruik. Miskien wil jy vanoggend dit alleen doen, dalk wil jy dit juis saam met jou vrou doen. Maar dink hoe mooi is daai oomblik, nee, dat Jesus wat in die tuin van Getsemane daar sit, en hy uiter hierdie woorde, hy sê, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. En dan sê hy die volgende, wat sê hy? Steeds, Here, nie my wil nie, maar U sin. En mag jy vanoggend dalk miskien beleef, wanneer jy na daai nagmaaltafel toe stap, en jy daai broodjie neem, en jy daai druiwesap vat, mag jy vanoggend kom en doen wat Petrus ons voorvra. En dis om te sê, Here, ek kies vandag om myself nederig voor jou te laat staan. Om my minder te maak, Here, onder U kragtige hand, Vader, sodat U my kan help en ons kan help in hierdie situasie waar ons is. So Here, vandag kom bid ek net vir elke liewe individu, elkeen wat gaan deelneem aan die nagmaal. Vader, ek kom bid dat daar, Heilige Gees, mag jy kom inspraak gee in hulle harte in vanoggend. Dat wanneer hulle die nagmaal gebruik, dit nie net 'n gewoonte moet wees nie, Here. Ek kom bid regtig vanoggend vir 'n geïnspireerde moment, Here, waar hulle kies vandag om te sê, vir lank genoeg het ons nou gestry en gefight en probeer en gesukkel en gewoeker en ons het planne gemaak, maar Here, vandag kom ons, Vader, en wanneer ons hierdie nagmaal optel, Here, kom lê ons eie begeertes, ons eie verwagting, ons lê dit op hierdie tafel neer en ons sê, Here, ons kan nie hierdie ding doen sonder U nie. Here, U ken elkeen se storie, U weet waar hulle is, Here, U weet wat hulle nog nie weet nie. Maar U Heilige Gees kom leer ons alles wat ons nodig het om te weet. En ek kom bid, Heilige Gees, mag U vanoggend kom en in elkeen se hart net inspraak gee vir wat nodig is vir die volgende seisoen. Want U weet wat lê om die draai. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.